Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, beklee in sy geregtigheid. Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Jesaja hoofstuk 61 vers 10. Slegs die bedekking wat Christus self voorsien het, kan ons geskik maak om in God se teenwoordigheid te verskyn. Hierdie bedekking, die mantel van sy eie geregtigheid, sal Christus op elke berouvolle gelowige siel plaas. Ek raai jou aan, sê hy, om van my te koop wit klere, dat jy jou kan aantrek. Openbaring hoofstuk 3 vers 18. Hierdie mantel, geweef in die weefstoel van die hemel, het nie een draad van menslike uitdink daarin nie. Christus in sy menslikheid het 'n perfekte karakter uitgewerk, en hierdie karakter bied hy aan ons te gee. Al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed. Jesaja hoofstuk 64 vers 6. Alles wat ons uit onsself kan doen, is deur sonde besoedel. Maar die Seun van God het verskyn om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Sonde word gedefinieer as wetteloosheid. 1 Johannes hoofstuk 3 verse 5 en 4. Maar Christus was gehoorsaam aan elke vereiste van die wet. Deur sy volmaakte gehoorsaamheid het hy dit vir elke mens moontlik gemaak om God se gebooie te gehoorsaam. Wanneer ons onsself aan Christus onderwerp, word die hart met sy hart verenig, die wil word in sy wil saamgesmeld, die verstand word een met sy verstand, die gedagtes word in gevangenskap aan hom gebring, ons leef sy lewe. Dit is wat dit beteken om bekleed te wees met die kleed van sy geregtigheid. Dan, as die Here na ons kyk, sien hy nie die vye blaar kleed nie, nie die naaktheid in mosvorming van sonde nie, maar sy eie kleed van geregtigheid, wat volmaakte gehoorsaamheid aan die wet van Jehova is. Diegene wat Christus aanvaar, word deur God beskou, nie soos hulle in Adam is nie, maar soos hulle in Jesus Christus is, as die seuns en dogters van God. Ons moet nie bekommerd wees oor wat Christus en God van ons dink nie, maar oor wat God van Christus, ons plaasvervanger, dink.